Net soos u naam, o God, so strek u lof oor die aarde. U mag het groot redding gebring. Sionsberge moet bly wees. Die stede van Juda moet oor u reddingsdade juig. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sondes voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskeppy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, bid ons eers saam. U kan net so bly sit. Ons wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here dat ons u kerk in die wêreld en u gemeente in hierdie omgewing kan wees. Dankie dat ons elkeen vanoggend kom, omdat die Heilige Gees ook die begeerte in ons harte wakker maak, om hier te wees waar ons onder die geklank van die woord is,
waar ons luister na dit wat U deur die Gees ook aan hierdie gemeente van U sê, maar Here, dat ons ook saam met medegelowiges met oortuiging en met vreugde hierdie liedere vanoggend kan sing, saam met die kerk van alle eeue, omdat ons in dieselfde geloof, in dieselfde God deel. Here, ons het nou die voorreg om ook uit die Bybel te lees, en ons vra dat wanneer ons nou U woord bestudeer, dat U ons deur U Gees tegemoet sal kom, sodat ons sal hoor wat U sê, en met vreugde ook hierdie woord elke dag in ons lewens gaan uitleef. Dit vra ons van U in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees dan uit Genesis 4 en ons lees vanaf vers 17. Genesis 4 vanaf vers 17. Kain het met sy vrou gemeenskap gehad en sy het swanger geword en vir Henog in die wêreld gebring. Kain het daarna 'n stad begin bou en hy het die stad na sy seun Henog benoem. Vir Henog is 'n seun Irad gebore en Irad was die vader van Megiel. En die was die vader van Metisael en die was die vader van Lamech. Lamech was met 2 vrouens getrou, die een was Ada en die ander Silla. Ada het vir Jabal in die wêreld gebring. Hy was die stamvader van die wat in tente by hulle kuddes woon. Die naam van sy broer was Jubal en hy was die stamvader van die wat op die lier en die fluit speel. Silla weer het vir Tubal-Kain in die wêreld gebring en hy was 'n smid, 'n vakman in koper en yster. Sy suster was Naama. Lamech het tot sy vrouens gesê, Ada en Silla, luister na my. Vrouens van Lamech, let op my woorde. Ek maak 'n man dood as hy my wond, 'n seun as hy my seer maak. Kain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal. Kom ons lees tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat die woord van die Here hoor en daarvolgens lewe. Broers en susters, die tekswoorde vir ons prediking is die uitspraak van Lamech. Ek maak 'n man dood as hy my wond. Liewe broers en susters in die Here, ons lewe in 'n wêreld waarin daar ontelbare moontlikhede is om ons volle menswees te kan uitleef. Daar is 'n groot verskeidenheid beroepe om van te kies vir 'n lewenstyl. Sportsoorte om te ontspan en ons fiks te hou, 'n magdom, stokperdjies en ander aktiwiteite om ons mee besig te hou en ook aan ons kreatiwiteit gestalte te gee. Ons lewe ook in 'n tyd waarin die prestasies van die mens jou nou jou asem laat snak van verwondering. Ruimtereise, wonderlike geneesmiddels, aanduidend van die vooruitgang in die mediese wetenskap. Allerlei hoogs gesofistikeerde elektroniese apparate, slim rekenaars, die TV en kommunikasiesatelliete, wat jou hier laat sien wat aan die ander kant van die aardbol gebeur. En ons staan aan die ontvangkant van al hierdie prestasies. Ons pluk die vrugte van 'n hoër lewensgehalte, gemak en nuwe lewensmoontlikhede. Die uitvinders en slim mense vandag werk ook in 'n tradisie van kennis. Die kennis wat ons vandag gebruik, groei al eeue lank, sodat niemand nodig het om by 'n nulpunt van kennis te begin nie. Geliefdes, om so te kan leef, behoort 'n mens tot dankbaarheid te stem. Dit behoort jou aan te spoor
om jou arbeid met vreugde te doen, saam met ander. En so ook die lewe vir ander aangenaam te maak. Dit behoort jou altyd te laat dink aan die woorde van God aan die volk Israel in Deuteronomium 6, waar hy sê, julle woon eintlik in huise wat julle nie gebou het nie, en pluk van landerye wat julle nie aangelê het nie. Maar geliefdes, wat doen die mens dikwels? In plaas daarvan om dankbaar te wees, gebeur die teendeel in die wêreld vandag. In plaas daarvan om kennis en ontwikkeling tot die Here se eer te gebruik, gebeur baie keer presies die teenoorgestelde. Met elke uitvinding kry die boosheid ook nuwe moontlikhede. Kernkrag byvoorbeeld, wat die scheepvaart geweldig kan stimuleer en wat handel tussen volkere kan bevorder, word eerder aangewend vir oorlog en afskrikdoeleindes. Die rekenaar wat die moontlikheid van die wetenskap drasties verhoog het en wat die hele spektrum van die menslike lewe kom verryk het, word ook aangewend om diefstal te pleeg. So die mens ten diepste ondankbaar geraak deur die gawes van God nie altyd tot sy eer te gebruik nie, maar baie keer vir eie gewin. En hierdie ondankbaarheid was al van die begin van die mensdom af, saam met die eerste mense wat die Here gemaak het. Dit is wat Genesis 4 se verhaal wat ons vanoggend saam gelees het ons leer. Die verhaal gaan so. Kain pleeg 'n verskriklike moord. Hy vermoor sy eie broer uit jaloesie. Die Here sê gevolglik, Kain, jy sal 'n swerwer wees. Mense sal jou doodmaak, dis jou straf. Kain sê, Here, dit is te erg. Wees asseblief genadig met my. Die Here reageer, hy sê, ek sal jou begenadig. Ek sal vir jou 'n teken gee en dit sal jou beskerm. Ek bewys aan jou genade, jy kry 'n land en jy en jou nageslag sal in daardie land 'n goeie lewe kan maak. En dan lees ons hoe Kain se agterkleinkind Lamek se 3 seuns eintlik bekend en beroemd word vir hulle prestasies, vir hulle uitvindings en vir hulle hoë lewensstandaard. Die Here maak van hulle al 3 presteerders. Die een, Jabal, was die vader van die veeboere. Hy vestig 'n lewendige landboubedryf. Sy broer Jubal, lees ons, was weer die stamvader van die wat op die lier en die fluit speel, die grondlegger van die eerste kunstenaars. En die derde broer, Tubal-Kain, was 'n smid, 'n vakman in koper en yster, grondlegger van die bewerkers van metale en grondstowwe. So groot is die Here se genade. Die nageslag van 'n moordenaar, wat streng gesproke nie eintlik moes gelewe het nie. Want dit was die gebruik in die Ou Testament, 'n moordenaar en sy hele geslag is uitgerooi. Hierdie geslag word deur die genade van die Here 'n familie van toppresteerders, grondleggers van die moderne kultuur. 'n Mens sou dan dink dat hulle harte van dankbaarheid teenoor God sou oorneem. Maar luister na Lamek se woorde, ons het dit gelees vanoggend, hy sê, roep sy vroue, kinders bymekaar en hy sê, ons nageslag het nou so sterk en so onaantastbaar geraak, ons het niemand meer nodig nie. Ons
is nou eintlik oppermagtig. Ek maak 'n man dood as hy my wond. Ek het die wapens. Ek is ekonomies onafhanklik. Ek wreek my 77 maal as iemand my te nakom. Dit is Lamech se reaksie op alles wat hy en sy mense onverdiend uit die Here se hand ontvang. En dan reageer die Here deur 'n nuwe geslag daar te stel. Kain en sy mense in hulle selfvoldaanheid, in hulle grootheidswaan, word deur die Here verwerp. Ons lees dan verder in Genesis 4, Adam het weer met sy vrou gemeenskap gehad, en sy het 'n seun in die wêreld gebring en hom Set genoem. Want het sy gesê, God het nou vir my 'n ander kind gegee, in die plek van Abel, wat Kain vermoor het. En ook vir Set is daar 'n seun gebore, en Set het hom Enos genoem. En dan staan hierdie baie betekenisvolle uitspraak, in daardie tyd het die mense, het die nageslag van Set, begin om die naam van die Here aan te roep. Net dit word van hulle gesê. En uiteindelik ken ons mos nou die geskiedenis. Noag is uit Set se nageslag gebore, en die Here het 'n einde gemaak aan al die ander. Broers en susters, die mens, een ek, het beslis van God 'n kultuurtaak ontvang. Ons moet die wêreld waarin die Here ons geplaas het, bewoon en bewerk. Ons moet woeker met die kennis en die gawes wat die Here vir ons gee, maar ons moet altyd baie deeglik onthou, alles in ons lewens moet staan in die teken van die eer van God, in dankbaarheid teenoor God, wat eintlik vir jou alles gee. Anders is dit waardeloos. 'n gelowige mens moet daar altyd van tyd tot tyd gaan stil staan en vir hom of haarself afvra, dit waarmee ek myself besig hou, dit waarin my tyd opgaan en al my krag en al my energie, hou dit rekening met die uitbou van God se koninkryk op aarde of nie? Die Here stel ons tot hoogtes in staat, en ons moet in dankbaarheid daarteenoor leef. Die Here juig saam met ons oor ons prestasies, oor ons kinders se prestasies. Sy naam word ook daardeur verheerlik as ons sukses behaal. Maar ons moet daarteen waak om net vir onsself te werk en in die proses die Here te vergeet. Kom, laat ons lewenstyl elke dag van dankbaarheid getuig. Wat wil 'n mens hê met mense eintlik eendag van elkeen van ons sê as ons nie meer daar is nie? Dat ons groot hoogtes bereik het, dat ons beroemd was, dat ons bekend was? Of wil ons sê dat mense sal sê, daardie mens het die Here gedien. Daardie mens en sy familie het die naam van die Here gereeld aangeroep. Dis die verskil. Daartoe help die Here ons altyd. Amen. Kom ons dank nou saam. So wonderlike Hemelse Vader, baie dankie Here dat U aan ons soveel gawes gee. Ons kan eintlik niks regkry as U hand nie oor ons oop is nie. Elke dag seën U ons met gesonde verstand en liggaam, met kennis, met die vermoë om hard te werk en sukses te behaal. Dankie Here dat U saam met ons juig oor alles wat ons daarstel. Maar bewaar ons van 'n selfvoldaanheid, soos wat Lamech gehad het. Bewaar ons daarvan, Here, dat U uiteindelik na alles moet kyk en sê, jy het die hele wêreld gewen.
maar jy het aan jou siel skade gelei. Leer ons, Here, U gee dit vir ons, omdat U vir ons lief is, en natuurlik mag ons hier op aarde ook 'n baie goeie lewe vir onsself daarstel, maar ons doen dit in erkentlikheid en in dankbaarheid, en Here, U leer ons ook hoe dankbaarheid lyk. Dis om die Here te dien. Dis om gehoorsaam te wees aan die woord van God en die voorskrifte van die Here. Here, dat ons mense so Set se nageslag wees. Mense van wie ander kan sê en sien, sodat dit 'n getuienis is, daardie is mense wat werklik waar die Here liefhet. Dis mense wat die Here aanroep. Dis mense wat die Here dien. Help U ons elke dag daartoe. Here, ons dink ook graag as gemeente vanoggend aan baie van ons lidmate en hulle geliefdes, wat in hierdie tyd, Here, baie groot hartseer en kommer en vrees ervaar. Waar geliefdes afsterwe, waar geliefdes, Here, ernstig siek word, raak ons lewens ingrypend. Ag Here, ons kyk op na U en vra, plaas U sagte hand van liefde oor ons almal. Hoor ons gebed, ons kom vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag U die goedheid van die Here ons God belewe, en mag die Here die werk van U hande in stand hou. Amen.